Hallo daar, baie welkom by ons aanlyn Bybelskool. Ons is besig met die boek van Sefanja en ons het by Sefanja 3 uitgekom. 'n hoofstuk van 'n boek waarvan die laaste gedeelte ek self en ek seker jy ook al aangehaal het en vir mense aangestuur het. Dit is 'n verskriklike mooi hoogtepunt op hierdie boek van oordeel. Maar dit beskryf God se hart. Maar tot op Here het ons ook die ander deel van die Here se hart gesien en nee, ons kan nie die Here se hart in segmente sny en net 'n sekere deel vat nie, want dit is die Here van geregtigheid, die heilige God. Hy is God, hy's nie 'n mens nie. Daar's nie sonde in hom nie. Daar's geen onreg in hom nie. Daarom doen hy wat reg is. En daarom maak hy ons geregverdig. Daarom tree hy regverdig op. Nie waar nie. In hoofstuk 1 van Sefanja het ons gesien die Here roep Juda en dan ook dan die inwoners van Jerusalem om tot inkeer te kom deur hierdie baie intense oordeelsaankondiging oor hulle. Hoofstuk 2 wys die rede vir die oordeelsaankondiging is dat hulle tot inkeer moet kom. En ons sien vanuit hoofstuk 2 dat daar 'n klein groepie is. Ons weet nie hoeveel nie, maar die gewydes, die genooides na die maaltyd toe van die Here, nê? Dat daar 'n klein groepie is wat toegewy oorgebly het in Juda. Maar dan draai die Here na die volke om Israel, om Juda. Hy kyk na die weste, na die lande daar teen die kus, dan veral na die land van die Filistyne. Hy kyk na die ooste, na die land van Moab en van die Ammoniete. Hy kyk na die suide, na die land van die Kusite. En hy kyk noord na die Assiriërs en dan in die besonder na die groot stad Ninive toe. En vir almal van hulle kondig hy sy oordeel aan. En sekerlik, as dit so is, dat die Here se oordeelsaankondiging oproep tot inkeer en bekering kom, dan moet dit ook geld vir die ander volke, nie waar nie? Want is dit nie hoekom die Here vir Jona gestuur het in 700 voor Christus na Ninive toe, om hom op te roep nie, want die Here het geweet hoe sleg hy is, en hoe die Here ook sy oordeel teruggetrek het, sodat Ninive tot bekering wat hulle gesê het, hulle voorkies, sodat hulle die lewe van bekering kan leef, maar hulle het nie. En ons sien tussen 6:14 en 6:12 voor Christus, dat Ninive val, uiteindelik en net so voor, bietjie langer as 400 voor Christus, is daar niks oor nie. So hulle wou nie hoor nie. Maak dit van God 'n liefdelose God? Natuurlik nie. Maak van hom 'n regverdige God. En wat die Here van jou en my vra is om voor hom te buig, in nederigheid, nie in selfvoldaanheid nie, nie in name en claim it gesindheid nie, maar eerder 'n buig voor hom in die erkenning dat hy is wie hy is. Kom ons doen dit vandag, wanneer ons ook hierdie baie spesiale hoofstuk van hierdie baie spesiale boek mee afsluit en ons vra vir hom, die Heilige Here, om met ons stofmense te kom praat. Here, wanneer ons uit Sefanja uit lees dat mense weer tot stof word, dan besef ons net hoe nietig ons is. Ons dink ons is so belangrik en ons weet die kruis sê hoe belangrik ons vir U is. Maar ons reken onsself by tye te belangrik. Ons reken onsself te vol gesag en dan ontdek ons, maar ons is eintlik niks. Vir U is ons so spesiaal, maar voor U is ons stof. So bitter dankie dat U met ons stofmense bemoeienis maak. Dat U 'n dag soos vandag gebruik om ook met ons te kom praat, oor ons verhouding met U. En wat U van ons vra en om nie weer U woorde oor ons lewe te kom uitspreek. Help ons asseblief om te hoor wat U sê, want ons het U nodig, self kan ons dit nie doen nie. Bid dit in U naam. Amen. Sefanja 3 vers 1. Ellende wag vir Jerusalem. So vanaf die ander lande is ons nou weer terug by die fokus op Juda en Jerusalem. Ellende wag vir Jerusalem, die opstandige, besoedelde stad, waarin daar soveel verdrukking is. En as ek en jy veral in die Nuwe Testament ook gaan lees, gaan kyk 'n bietjie in Matteus 25, gaan kyk Lukas 4, die aankondiging van Jesus oor God se jubeljaar, dan gaan dit oor die bevryding van die verdruktes. Dit gaan oor die aanspreek van nood tussen mense, die weduwees en die mense wat onregverdig gehanteer is, die verdruktes, nê? So nou kom praat die Here oor wat aangaan in Jerusalem en ons weet hoe Jesus die tempel skoon gemaak het, toe die armes uitgebuit is, daar op die tempelplein, toe Jesus het met julle daarvan 'n rowersnes gemaak, onthou jy dit? En hoe God juist teen hierdie onderdrukking is van die armes tot jou eie voordeel,
Wel hier weer, die opstandige besoedelde stad besoedel, want hulle die elemente van die afgodsdienste van die ander lande ingetrek en deel gemaak van hulle lewe, waarna soveel verdrukking is. Hy is ongehoorsaam en wil hom nie laat regwys nie, so hy is soos 'n opstandige kind. Hy vertrou nie op die Here nie en dien nie sy God nie. Jakobus sal vertel in hoofstuk 2 dat jou geloof word sigbaar in jou dade. Jakobus 4 sal sê, jy moet nie sê jy gaan dit en dit doen nie, jy moet sê as die Here wil. So dis die gesindheid wat die Here wil hê, dat ons in vertroue moet leef. Spreuke sou sê daarvan, hoofstuk 3 vers 3 tot, ek dink is hier by vers 8, is daar hierdie mooi gedeelte, moenie dat liefde en trou by jou ontbreek nie, leef daarmee saam, maak 'n deel van jou lewe. Vertrou volkome op die Here, en moenie op jou eie insig te staat maak nie. Dis wat die Here wil hê, dat ek en jy nie op onsself sal vertrou nie, want daar's niks om op te vertrou nie, maar op hom. Vertrou op die Here, en as ons vertrou op die Here is, dan gaan die gesindheid van ons lewe wees om in nederigheid agter hom aan te stap. Mense wat hulle nie wil laat regwys nie, is mense wat nie gevorm kan word nie. Hierdie is die gesindheid van die volgelinge van Jesus, dat hulle al hoe meer verander word na Jesus toe. Daarom wil hulle leer van hierdie Jesus lewe, nee, die belangrikheid van dit, en om ongehoorsaam te wees, is 'n baie groot deel in die Nuwe Testament van die geloof wat by die huis geleef moet word, en daar leer ons gehoorsaamheid. Gaan kyk Romeine 1, in daai sondelys, ongehoorsaamheid aan hulle ouers. Gaan kyk 'n bietjie gerus 2 Timoteus 3, in daai sondelys, ongehoorsaamheid aan hulle ouers. Gaan kyk Efesiërs 6, die belangrikheid van onderdanig wees aan jou ouers. So geloof gemodelleer by die huis, help ons om ook gemodelleer teenoor Christus, teenoor die Here te leef, want gehoorsaamheid is wat God van ons eis. Vers 3, die amptenare in die stad is brullende leeu's. Nou praat ons van die stad van Jerusalem, né? En ons weet dat hierdie brullende leeu's is nie goeie nuus nie. Hulle is arrogant en hulle is gevaarlik. Sy regters is wolwe wat snags aas soek en tot die môre toe nie genoeg kry om aan te knaag nie. Nou ons het gesien in die vorige hoofstuk hoe die absolute verval van Ninive beskryf word met aasdiere. En ons het daarvan gesê die pelikane kan ook beskryf word met rotte, né? Wat knaag, wat aas. En hier weer die geknaag, dat ons so dink aan knaagdiere, aan rotte, aan muise, wat net nie genoeg kry nie. En hoor net mooi hoe word die regters beskryf van hierdie wêreld. Tot die môre toe kry hulle nie genoeg nie, hulle is wolwe. Hoe teer hulle nie op ander nie? Hierdie metafore is baie intens, en die hoorders van hierdie baie belangrike boek van Sefanja, die woorde van die profeet van Sefanja, sou presies weet waarna verwys word, en hoe hierdie knaagdiere ook gefunksioneer het. Sy profete is roekelose, trouelose mense. Gaan kyk gerus Maleagi 2 hieroor. Gaan kyk 'n bietjie na Jeremia 28, Jeremia het tydgenoot hiervan, van Sefanja, waar daar 'n profeet was, wat sê net 2 jaar man, dan is hierdie moeilikheid verby, dan is ons weer reg, dan gaan dit weer oor ons. Hulle is roekeloos en troueloos. Sy priesters onwy wat gewyd is en doen die wet van die Here geweld aan. Letterlik as ek en jy hierna sou kyk, die priesters rand die wet van die Here aan, want dis om geweld aan iemand aan iets te doen, is aanranding. So hulle verdraai. In die wêreld van Maleagi, later sal ons sien hoe die priesters diere wat geskend is, nee, wat gebrekkig is vir die Here offer en verwag hy moet tevrede wees. Dis die gebrekkige toewyding wat net eindig met ek moet hierdie maar net doen wanneer jou hart en jou toewyding nie meer daarin is nie. En die Here het dit teen hulle. In die stad is die Here die regverdige. Hy verduur nie onreg nie. God is teenwoordig. Hy is nie apaties nie. Hy is nie soos dan die bedmiddelaar sou sê from a distance nie. Hy is in die stad teenwoordig. In 'n wêreld vol onreg is die regverdige regter teenwoordig. En hy sien dit. Net hy doen nie onreg nie. Hy gee môre vir môre sy beslissings. Sy beslissings bly nie eendag uit nie. En tog ken die wat onreg doen geen skaamte nie. Dis die ramp van die ongeloof. Om te midde van die heilige regter steeds onreg te pleeg.
om selfs 'n regter te wees, te midde van die wêreld van die groot regter, en onregverdig te handel, 'n verkeerde uitspraak te lewer, iemand anders te nadekom. Vers 6, ek het nasies uitgeroei. So hier is 'n verlede kyk. So vir die hoorders hiervan, gaan dink net mooi aan wat Jahwe alles gedoen het. Hierdie regverdige koning, die regverdige regter. Ek het nasies uitgeroei. Hulle vestings is vernietig. So die plekke waar hulle beskerming sou wou vind, het nie gewerk nie. Ek het hulle paaie verlate gemaak, sonder iemand wat daar loop. Hulle stede is verwoes. Daar's niemand nie een inwoner nie. So hierdie is 'n verklaring van Jahwe om te sê, as hy oorlog verklaar, dan is daar geen opsie nie. Verwoesting is op die kaarte, dit sal gebeur. Ek het gedink Jerusalem sal nou vir my ontsag hê. As hulle sou kyk na wat ek alles gedoen het, dat hulle in heilige eerbied, dis wat die woord ontsag beteken, nê. Ontsagwekkend is Jahwe, het ons in hoofstuk 2 gesien, dat hulle vir my ontsag sou hê, en hom laat teregwys, so hy sal gehoorsaam wees, sodat sy woonplek nie vernietig word nie, en al my straf hom nie tref nie. Ek het gedink, as ek hierdie alles vir hulle wys, sal hulle tot inkeer kom. Dis die hart van die Here. Maar hy het gretig bly sondig met alles wat hy doen. So hy het aangehou gretig met toewyding bly sondig. Dit was ook beskryf as selfregverdiging, nie waar nie? Doen wat jy wil, doen waarvan jy hou, en moenie rekenskap hou met Jahwe nie. Volg jou eie wil, volg jou eie planne, en moenie luister nie. Hoor net die intense woorde van die Here hier deur Sefanja. Daarom wag vir my in vrees, sê die Here. Waar in die vorige hoofstuk gesê is, wag op die Here, is die wag nou 'n ander wag. Hier is soos 'n wag vir pak sla. Ek onthou in die huis waarin ek groot geword het, as my ma se woorde was, wag tot jou pa by die huis kom, was dit wraggie se wag van vrees. Ek het gewag en geweet, ek gaan brand. Nee, want wanneer my pa kom, is dit nie goeie nuus nie. As daai hek oopgaan, het ek geweet, hier's nou moeilikheids vir my. Die volgende ruk gaan pyn en lyding wees. Wag vir my in vrees, sê die Here, vir julle wat nie wou hoor nie. Wag nou in vrees. Wag vir die dag wanneer ek opstaan en my byt kom vat. Van wag op die Here, na wag in vrees. My byt kom vat, oorlogtaal, ek kom vat wat myne is. Ek het besluit om nasies bymekaar te maak, en hier nou sluit dit nie net Juda, nie net Israel in nie. Hierdie meervoud beskryf ook die Here se hart van oordeel en van redding. Gaan kyk Openbaring 21, gaan kyk na Johannes 10, wanneer Jesus sê hy het skape van 'n ander kraal wat hy ook moet lei. Ek het besluit om nasies bymekaar te maak, koninkryke saam te roep, en op hulle my gramskap uit te stort. Die volle gloed van my toorn, die hele aarde sal verteer word in die vuur van my woede. En in 586 sal die Babyloniese ballingskap gebeur. En hierdie oordeel wat in Noag se tyd water was, word na die vuur van my gramskap. En in 70 na Christus sal die Romeine die tempel totaal verwoes. So hierdie is 'n historiese gebeure. Maar in die einde van tyd sal hulle wat nie geluister het nie, ook God se gramskap intens beleef. Ek sal die volke verander, hulle lippe rein maak, sien jy dit? So die vuur van gramskap, en oor die wat oorbly, sal daar rein lippe wees, 'n teken van toewyding, 'n teken van aanbidding. Dit herinner my sommer aan Filippense 2 vers 11. Gaan kyk 'n bietjie weer eens, soos ek sê Openbaring 21, maar gaan kyk 'n bietjie gerus ook Hosea 2, waar die Here sê, ek gaan jou die woestyn inneem, dit is 'n plek van ongemak, ek gaan my aan jou bind, jy gaan die naam van die Baals nie meer op jou lippe noem nie, daar gaan jy vir my sê, my man. So die woorde op jou lippe sal nie die afgode wees nie, dit sal rein lippe wees, van rein aanbidding, wat pas by 'n gelowige. So teenoor die gode van, en die afgode van Mesopotamië, van daai wêreld, waarin daar gesê word, maar lippe moet eers rein gemaak word, sodat hulle die name van die afgode kan noem, sê die Here, nee, ek gaan julle rein maak, en julle gaan my naam, gaan julle noem, almal sal dit erken, en soos een man my dien, die volke, die nasie sal my dien, en dit gebeur, wanneer die evangelie gaan na die nasies toe.
wanneer Jesus se woorde Matteus 28 dit is, wanneer die besluit is in Handelinge 15, dis hoe ons die heidene gaan bereik, en wanneer die uithoeke van die aarde bereik word met die goeie nuus, en soos een man, sal die Here gedien word. Van die ander kant die riviere van Kus af, sal die wat my vereer, my verstrooide volk, vir my geskenke bring. Hierdie verstrooide volk sien ons in die Nuwe Testament, is die gelowiges. Hulle word die volk van die Here. Dis nie etniese afkoms nie, maar gelowiges, die volke wat dieselfde belydenis deel. Die geskenke wat gebring word, sien ons van die geboorteverhaal van Jesus en hoe die beskrywing, sommige reken toe hy 2 jaar oud was, die sterrekykers wat geskenke bring, hoe daar iets was van 'n erkenning dat Jahwe is hier. Nie waar nie, die Here is hier. Christus, die Messias, is gebore. So die Here sê, hulle sal bymekaar gemaak word. En hulle bring eer en lof aan God. Daardie dag sal jy nie meer rede hê om jou te skaam dat jy opstandig teen my was met alles wat jy gedoen het nie. Want ek gaan jou uithaal, ek gaan herstel bring. Hierdie skaamte wat jou tref, hierdie oordeel aankondiging wat ek oor jou gemaak het, wat jou as 'n ware by 'n plek gebring het van absolute nederigheid, waar jy nog die hele tyd eintlik moes wees. Dan bring ek herstel. Hulle wat hulle voor die Here verneder, sal hy verhoog. Sal Jakobus ons van herinner, nê? Want ek gaan jou uithaal. Die wat hulle so verheug het in jou hofvaardigheid, jy sal nie meer verhoog moet wees daar op die heilige berg nie. Wat sê dit saam met die vorige hoofstuk vir jou en my? Mag ons asseblief weer leer. Mag ek dit net weer leer om 'n lewe te leef van nederigheid voor die Here. Daai gebed van die tollenaar, Here, wees my sondaar genadig. Ek sal in jou laat oorbly, net die wat nederig en ootmoedig is, en vertrou op die naam van die Here. Daai 3 baie belangrike beginsels. Nederigheid, in ootmoed, in toewyding, nê? En vertroue in die Here. Nie vertroue op diself nie, nie hofvaardig nie, nie boastful soos die Engelse dit sou beskryf nie, nie arrogant nie, maar nederig. Die wat in Israel oorgebly het, sal nie onreg doen nie en nie lieg nie. Daar sal uit hulle mond nie valsheid kom nie. Hulle sal 'n kudde wees wat wy en gaan lê en rus, sonder dat iemand hulle skrik maak. Hierdie oorblyfsel gaan Psalm 23 beleef. Die Here, die goeie herder, wat hulle neem na groen weivelde en waters van rus. Hierdie selfde Here word in Johannes 10 die goeie herder genoem. Ons sien dit word in Openbaring weer eens beskryf van 'n plek van rus. Hy is die herder van sy kudde. Hy is die goeie Here. Hy neem hulle na die nuwe lewe toe. Wanneer Maleagi die Ou Testament afsluit in hoofstuk 4, dan praat hy van die son van redding wat gaan skyn, met genesing in sy strale. Daar is totale herstel. En dan, na dit alles, na die oordeelsaankondiging, na die woorde vir die volke, na hierdie aankondiging van herstel en redding, wat anders sal daar wees as 'n absolute lofbetuiging aan wie die Here is? Maar weet jy hoe eindig dit nog? Nie net lof aan hom nie, maar dit is 'n wederkerige lof aan hom terwyl hy sy liefde besing. Dis 'n wonderlike crescendo, 'n hoogtepunt van wisselwerking, van klank, waarin die Here die eer kry, terwyl hy ook sy liefde verklaar. Dis 'n tussenspel, dis so kunstig en so mooi verweef. Hoor net mooi. Sing Sion. En ons weet van Sion, kan kyk 'n bietjie in Openbaring op die berg Sion, is die Messias. Sing Sion, juig Israel. Wees met alles wat jy is vrolik en bly Jerusalem. Hierdie klink soos die aankondiging van die grootste fees, nie waar nie? Die Here het 'n einde gemaak aan jou straf. Hy het jou vyande laat pad gee. Die koning van Israel, die Here, is by jou. Jy hoef geen ramp meer te vrees nie. Hy is die koning. En daarom moet daar voor hom gebuig word. So Israel kom by mekaar. Nou hierdie Israel sien ons vanuit die Nuwe Testament, die gelowiges. Die koning het die ramp wat hy afgekondig het hy weggehou van julle af, né? Daar's genade wat gebeur het. Daardie dag sal daar vir Jerusalem gesê word, moenie bang wees nie, Sion, moenie jou hande moedeloos laat hang nie. So ontspan. Die Here is hier.
Die Here jou God, en hoor nou net hierdie woorde van die Here af, hier is van die Here se kant af, die Here jou God is by jou. Hy die krygsman wat red, hy is vol vreugde oor jou. Hy is stil tevrede in sy liefde, hy jubel en hy juig oor jou. Hoor net hierdie woorde. As skaamte jou realiteit is, as teleurstelling jou realiteit is in jouself, as jy wil wegkruip en dink, hoe kan daar 'n Here wees wat my liefhet? Hierdie is Johannes 3 vers 16, à la Sefanja styl. Die Here jou God is by jou. Immanuel. Hy die krygsman wat red. Hy is vol vreugde oor jou. Hy is stil tevrede in sy liefde oor jou. Hy jubel en hy juig oor jou. Jesaja 62 vers 4 en 5 ego dit, en 'n tydgenoot van Sefanja, Jeremia 32 ego dit, vers 40 en 41. In hoofstuk 32, né? Voetnoot 50 hieronder lees as volg. The Hebrew phrase has been variously explained. En hier so die Hebreëus as het ware net herhaal en herhaal en herhaal. He will quiet you with his love. He will be silent in his love. In other words, he will not bring up your past sins. He will renew you in his love. He will renew your love for him. His love for you will make everything new. Perhaps it all means the same thing. En so skryf Warren Wiersbe. A new and deeper relationship with God will bring peace and joy and make all things new. Die herstel. En hoe begin die evangelie met Johannes? In die begin. God se herskeppingsverhaal is die evangelie. Hierdie nuutmaak is die evangelie. En dan sluit die Here af deur sy woord. Ek maak die by mekaar wat treur, ver van die feestelikheid af, die wat uit jou uitkom, en terwille van jou die smaad gedra het. Hier is die tyd na die ballingskap, maar is ook eskatologiese verwysing na Openbaring 21. Ek gaan nou optree teen almal wat jou verdruk het. Ek gaan die krepeles help, die verstrooides by mekaar maak. Jesus kondig dit aan met die jubeljaar aankondiging met sy eerste preek daar in Nasaret, Lukas 4. En die vernedering wat hulle moes ondergaan in eer verander, in roem oor die hele aarde. Wanneer die tyd daar is, en Johannes Evangelie leer ons van die kairos van die Here. Ons sien dit ook in Titus, die kairos van die Here, die tyd van die Here, teenoor die kronos van hierdie wêreld. Wanneer die tyd daar is, laat ek julle kom. Maak ek julle bymekaar, en gee ek aan julle roem en eer. Onder al die volke op aarde, dis die tyd wanneer ek julle lot verander. Julle sal dit met julle eie oë sien, sê die Here. En ons sien dit in die lewe van Daniël, kyk maar Daniël 9. Ons sien dat Esdra en Nehemia die herbou van die tempel begin, en saam met Serubabel dit aan die gang sit. Ons sien dat redding kom later ook in die lewe van Jesus. Totale redding, totale herstel. En hierdie uitnodiging, ek gaan julle by mekaar maak, ek wil julle by my hê, word so mooi geëgo in Matteus 11. Kom na my toe, almal wat uitgeput en oorlaai is, en ek sal vir julle rus gee. Jesus sterf op die Vrydag, en die dag van rus breek aan. Rus van jou werk, rus van jou pogings, rus van jou sondelas, want die prys het gekom, die verskriklikste prys het gekom, op die skouers van hom wat ons so lief het, die krygsman wat stil tevrede is in sy liefde oor jou, wat hom aan jou bind uit sy keuse, sodat ek en jy nie kan leef. Hy maak ons vry van ons sondelas, vry van ons verlede, sodat ons in heilige toewyding saam met hom kan leef. Wanneer hy ons by mekaar maak, sal ons by hom wees, sê Openbaring. Ons gaan saam met hom in die nuwe Jerusalem leef, soos dit ook bedoel was van die begin af. Dis God se hart vir jou en my. Die profeet Sefanja het ons werklik op 'n reis gevat, nee. Was intens, wat eindig so mooi, soos die evangelie ook met ons maak. Here Jesus, dankie vir die erns van u woord, vir die erns ook van die profeet Sefanja se woorde vir ons, maar vir die verskriklike mooi waarmee dit ook eindig. Vir hierdie hoogtepunt van u liefdesverklaring. Ek bid so dat
wie ook al hierna luister, dit sal hoor vandag, dat ek dit sal hoor. Ons buig voor U, ons erken daar is niemand soos U nie. Aan U kom die lof en die eer. U is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, die een wat is, wat was en wat kom. Aan U kom ons lof toe. Amen. Amen. Tot ons mekaar weer sien, bid ek vir jou 'n tyd van seën toe, waarin jy so bewus sal wees van die Here se oproep op jou lewe en vir jou lewe om toegewy aan hom te leef en in sy liefde te deel. Mooi dag.